Megan Botma, bekend op sosiale media as The Sapphire in Scotland, toer elke dag Suid-Afrikaanse resepte op vanuit haar kombuis in Edinburgh. Van bobotie tot peppermint crisp tart en terwyl sy praktiese wenke deel, wens ons almal ons kon elke aand so lekker eet soos sy en haar man Sakkie. Megan, groot hartlike goeiemôre, good morning, welkom. Baie dankie, dis lekker om hier te wees. Goeiemôre. Megan, wat het jy laat besluit om jou resepte op sosiale media te deel? Weet jy, dit het eintlik per ongeluk gebeur. Ek het so 'n paar jaar terug 'n videoetjie gepost op TikTok waar ek ons weeklikse kruideniersware gaan koop het. En iemand het toe op hierdie video vir my 'n komment gelos en vir my gevra, kan ek nou asseblief wys wat se aandetes ek gaan maak met die kruideniers wat ek gekoop het? En ek maak toe die video van die aandetes en ek post dit en dit was so groot dit het net vlam gevat. En van daar af het ek nou maar net aangehou om aandetes te post, soet resepies hier en daar, en dit is toe nou ook hoe my Pretend Cooking Show toe nou ook ontstaan het. Watter bestanddeel sukkel jy die meeste om in die hande te kry om jou reg Suid-Afrikaanse disse te maak? Jong, die Suid-Afrikaanse winkels hierso en al die Suid-Afrikaanse produkte wat ons hier online kan koop, sukkel ek nie baie nie, maar ek moet sê dat, jy weet, soos bruin-eiesop en creamstyle sweet corn is die twee goedjies wat ek die meeste sal, jy weet, gebruik, maar al kan ons dit hier kry, is dit baie duur, so ek koop nie gereeld nie, maar daar's nie regtig iets wat ek nie so kan kry wat ek soos by die huis gebruik het nie, want ons is so baie Suid-Afrikaanse winkels nou hierso. So ja, ek kry meeste van die goedjies hierso. Toe jy jou eerste video geplaas het jy gedink hierdie ding gaan so vlam vat dat mense regtig so aanklank gaan vind by dit wat jy doen? Nee, kyk, soos ek gesê vroeër, dit was als per ongeluk. Ek het nie besef of verwag dat dit so groot gaan opblaas of so groot hit gaan wees nie, maar ek geniet dit verskriklik baie en ek kan sien dat my volgelinge of mense wat my volg dit ook geniet, want jy weet, elke week dan word daar vir my gevra, asseblief post Pretend Cooking Show, wanneer kom dit uit, wanneer post jy? So nee, ek het glad nie verwag dat dit so groot gaan wees nie, maar ja, ek geniet dit verskriklik baie. Megan, wat sê die skotte van jou kos? Sover het ek nog net goeie terugvoer gekry. Hulle sê altyd my kos is baie geurig en hulle geniet 'n braai hoor. Hulle hou daarvan om saam met ons te kom braai en braaibroodjies en my paptert is altyd 'n groot wenner om die braaivleisvuur. En snaaks genoeg, hulle hou nogals ook baie van boerewors. Hulle dink dit is baie lekker. Die Skotse hou van Suid-Afrikaanse kos, hou die Suid-Afrikaner van Skotse kos. Hoe sal jy hulle vergelyk, of is jy nou maar 'n groot haggis aanhanger reeds? Kyk, ek is nie 'n groot haggis liefhebber nie. My man hou van haggis. Ek kan dit eet, maar tot op 'n punt, dan kan ek nie verder nie. Ja, ek is nie 'n groot liefhebber van die tradisionele Skotse kos nie. Ek verkies maar my, jy weet, Suid-Afrikaanse kos en Suid-Afrikaanse resepte. Ek dink is maar net, jy weet, waarna ek gewoond is en ek hou maar van baie speserye en geur en ek voel soms die tradisionele Skotse kos het nie altyd daai lekker geur en woema nie. So ja, Suid-Afrikaanse kos wen 100% in my boeke. Jy het sulke goeie idees bymekaar gemaak en 'n paar resepteboeke. Wanneer is die volgende een op pad? Ek is tans besig met hom. Ek het hom eintlik begin nou in die week. Dit gaan dan my 4de boekie wees. Maar ja, hy sal maar nog so rukkie vat, want jy weet, ek werk mos nou voltyds ook, so ek het nie so baie tyd beskikbaar nie. So ek sit maar in die aande of vroegoggend. Maar ja, hy's in progress. Ek het hom begin. Maar ja, dit sal maar nog so rukkie vat om hom te finaliseer. Megan, ek wil ook net gevra voor ons afsluit. Julle het so 6,5 jaar terug van Suid-Afrika getrek, Skotland toe. Van waar is julle en wat mis julle die meeste oor die huis? So, ek is van die Kaapse kant af, en my man is van Witbank, so totale opposites van die land. Ekskuus, ek is al baie Engels, ekskuusie, as ek so die Engels tussendeur insit. So, natuurlik, ons mis die lekker warm weer die meeste. Die weer hierso is 'n baie groot challenge vir ons. So dit is die ding wat ons die meeste mis. En natuurlik familie en visvang en net braai in die son en net warm kry.
So ja, dit is maar nie altyd so maklik om hier te bly nie. Ek gaan nie jok nie. Ons verlang maar baie terug huis toe. Maar ja, die Suid-Afrikaanse weer is definitief die ding wat ons die meeste verlang en familie en om die braaivleis vier en by die swembad onder die son. Megan, jy hoef glad nie te worry oor jou Engels en in jou Afrikaans nie. Ons show is dan genaamd Goeiemôre, Good Morning. Dit was regtig wonderlik om jou op die program te hê. En as jy weer kom kuier in Suid-Afrika, soek ons jou hier in die ateljee om vir ons lekker kos te maak. Jy kan vir Megan gaan volg Safa in Scotland op sosiale media. Die smaakmaker Wouter Lombard neem ons reg oor die wêreld met sy avonture. Hy wys nie net vir ons die mooiste plekke nie, maar sorg ook dat ons lag terwyl ons saam met hom reis. So waar is Wouter vandag? Wel, hy is in die Goeiemôre Good Morning ateljee. Baie welkom. Kyk net so, dankie baie. Nou ja, waar's Wouter? Hoe het die idee oorspronklik ontstaan en het jy ooit gedink dat dit so groot sou word? Weet jy, ek dink ek was seker nog altyd 'n inhoudskepper in 'n mate. Op skool het ek kameras gegryp voor selfone en stories begin verpak. En ek dink my passie is natuurlik reis en elke sent gaan daarin. En ek dink ek het aanvanklik net begin om vir my familie en vriende te probeer wys waar is en wat doen ek op 'n snaakse manier, tong in die kies, baie humor. En so het dit organies gegroei, of dit nou plekke is waartoe ek gaan, mense wat ek besoek, die dinge waarop ek betrokke raak, en toe moet ek bieg met die Housewives van die Wynlande in Pretoria. Toe daar nou 'n bietjie van 'n sosiale spotlight geskyn op die inhoud wat snaaks is en bietjie viral gegaan en toe waar's Wouter nou gegroei en bietjie aandag getrek op interessante maniere. Nou sê vir my, ek bedoel jy verwys nou na die feit dat jy so daarvan hou ook om te reis. Jy reis reg oor die wêreld. Watter bestemming het jy die meeste uit jou gemaksone gesleep? Is daar een? Ja, dis seker interessant om te dink, dit is lekker om oor see te reis, maar seker my grootste ongemaksone was op ons eie vasteland, toe ek bietjie in Afrika gegaan het, Kameroen, Ivoorkus, Ghana, Nigeria, en weet jy, die eerste dag wat ons aanland, toe besef ek, hier werk dinge 'n bietjie anders as wat jy gewoond is aan internasionale groot stede waar dinge dalk op 'n sekere manier werk soos jy verwag. En toe ons in 'n taxi klim en na 'n lekker Franse restaurant moes ry en ons gou besef maar hier toe trek iemand 'n polisiebeampte ons af. Ek sê polisiebeampte want ek is nog steeds nie seker wat dit was nie. En ons af en ek kon sien daai polisiebeampte en die taxi bestuurder, hulle werk vir dieselfde maatskappy want daar word voetjies gedeel en ons moes voetjies gee want hulle wou ons paspoorte gevra het. Omdat hulle wou geweet het waar is ons paspoorte en as ons nie het, gaan hulle ons na 'n holding area vat. Nou ek sit om te dink wat is 'n holding area? Toe moes ons maar voetjies betaal. Ek los dit daar. Is jy trots daarop? Toe besef ek nie. Ons gaan hierdie reis anders moet benader. Die oogklappe gaan 'n bietjie oopgaan. Dit was vir oorlewing. Dit was vir oorlewing. En 'n stories om te vertel. Absoluut. Nou jy was onlangs ook in Italië, wat 'n lieflike plek, maar ons het gehoor dat nadat jy die vorige keer daar was, het jy 'n groot verrassing gekry toe jy by die huis aankom. Waar krap julle my skandes uit? Weet jy? Ek love dit om in 'n kar te klim en te ry en om te ontdek en dan as jy nou met jou kar ry, dan sit jy in jou GPS en ek wou die Leaning Tower of Pisa gaan kyk. Nou Italië met sy wonderlike stede het zones waar geen verkeer mag kom nie. En 'n GPS vat jou soms die kortste roete. En daar vat daai GPS deur hulle noem dit 'n non-traffic zone. Weet jy, en as jy eers in is, kan jy nie uit nie. So jy moet hier deur die steegies dat jy later ry lank tussen die restaurante en die tafeltjies. Die mense waai vir jou, jy's vasgevang. Maar hulle het kameras wat jou vang. Maar die geneek is, weet jy, meer as 'n jaar later, toe kom die debt-collectors aan my deur klop. Want Wouter se boete het opgehoop van €80 aanvanklik vir hierdie oortreding, na meer as R10,000. Ek skrik my koud omdat die motormaatskappy my besonderhede verkeerd oorgegee het aan die owerhede. So niemand kon my in 'n jaar opspoor nie. En elke maand wat ek nie betaal het nie, het hierdie boete vergroot. So leer mense jou les. Nou gaan ek met kokkewiet oorry hierdie straat en as jy daai sign sien, dan weet jy stop, moenie verder ry nie. Dis goed jy waarsku ons. Nou 'n baie belangrike vraag, het jy nou al die subtitle situasie uitgesorteer?
Hier's net gou 'n video vir konteks, kom ons kyk. Ek het baie goeie nuus. Ek het uiteindelik 'n app gevind wat outomaties my Afrikaanse video's met Engelse subtitles kan doen. Maar dis nie altyd so akkuraat nie. Kyk hierso. Consuelo het toe nou binne 20 minute my hand vasgehou en so oor my wang gestreel. Sy was seker maar alleen. Consuelo druk by en soen my en ons sê bye. En sy het verklaar aan my deur die waiter, ek is die liefde van haar lewe. Consuelo is nou Ek moet lag. AI is baie slim, maar jene, soms sukkel hy met daai Afrikaanse outomatiese vertaling. Ek dink soms word 'n rok as 'n kragwoordjie uitgespreek op daai Wat dink jy is die oplossing daarvoor? Ek gaan maar net met moeite doen en daar alles double check voor ek dit uitstuur in die wêreld. Dis baie snaaks. Wat is die vreemdste plek wat jy al besoek het? Weet jy, en dis die beste plek waar ek nog ooit was, Lapland. Ek het altyd gedink Lapland is soos 'n fantasie, 'n feeverhaal, dis 'n magical plekkie en dis werklik so mooi soos wat jy kan dink, want dis spierwit, dis ijskoud, dis sneeu en mens wil nature reis na die warmte, die mooi strande en daar's ek in 'n wêreld ek ski nie. Dis glad nie my wêreld nie, maar ek het besef in Lapland, weet jy, dat geen mensgemaakte struktuur of ding kan kompeteer met die ongelooflike mooi wat die natuur bied nie. En ek het daar besef, Wouter, kom uit die stede, ry bietjie uit en gaan sien die mooi. Kan jy jou voorstel, iemand kom na Suid-Afrika en hulle sien Kaapstad, Johannesburg. Hulle ry nie die tuinroete nie. Hulle gaan nie na Prins Albert nie. Hulle sien nie die Cederberg. So gaan daar, dit is waar die mense en die kultuur baie meer authentic is en waar jy die wonderlikste ervarings gaan hê. En ek dink Lapland, omdat dit so totaal anders was, die eerste keer wat ek so winterkoue gaan ervaar het, was magical. Ek wil net teruggaan. Die huskies. Kyk, ons wens ons het tyd gehad om te vra waar's Wouter volgende, maar ons hou jou sosiale media platforms dop. Baie dankie dat jy by ons kom kuier. Baie dankie. Nou, onthou hierdie onderhoud sal ook later vandag op ons YouTube kanaal beskikbaar wees, maar bly ingeskakel, ons is nou weer terug.